Met my maat, dit was om by so 2 uur Vrydag aand gewees. In die Saterdagoggend. Ja, in die Saterdagoggendure gewees. Toe het my ma aanvanklik gedink dis my broer wat inkom want hy het gaan kuier. En toe het my ma gedink dis my broer wat inkom en sy het gehoor daar's 'n skarrel in die kombuis. En sy bly sy naam roep en hy antwoord nie en sy roep en hy antwoord nie en sy vind dit toe baie vreemd. Toe wat sy doen is, toe staan sy op om te kom kyk, as ek nou sê kom kyk, onthou ma is nou heeltemal blind, so ma het nou maar probeer om ondersoek instel. En toe sy in die kombuis inkom, toe vra sy weer, is dit jy? Toe vra sy vir my of dit my broer is. Geen antwoord nie. Toe stap sy van die kombuisdeur af na die tafel toe. En toe sy by die tafel kom, toe vra sy vir hom, wat maak jy? Toe sê hy in Afrikaans vir haar, wat dink jy? Toe is die man al besig om by die kombuisvenster in te klim, waar hy die diewering gebreek het, en besig is om in te wurm deur die diewering. Toe sy nou die stem hoor, toe sy nou die stem hoor, Nou los maar fout, Jackie. ja, maar dat net so skat, omdat hy na my pa nou so. Toe hardloop sy kamer toe, en toe maak sy my pa wakker, toe sê sy vir my pa, hier's inbrekers, ek gaan nou ryk. Hier's inbrekers, ons moet plan maak, ons moet vinnig maak. En met die wat my ma gil, het my dogtertjie wat hier oorgeslaap het, wakker geword. En sy het gehoor ouma gil, en toe hardloop sy na ouma se kamer toe, om te gaan hoor wat aangaan. En Jackie uit. Ek kry nou aandag. nee, dis reg, los maar so. In elk geval, toe my pa het gaan ondersoek instel, maar my pa het sy skokstok saamgeneem, omdat my pa self nie goed kan sien nie. Dit albei my ouers is blind. So, hy het gaan kyk in die kombuis of hy kon iets bietjie sien of agterkom, en kom lê nou. Pa, laat hy net by jullie daar. Kom, lê nou, Jackie. En toe is die man al klaar binne. Toe hy nou agterkom, die man is binne in die kombuis. Toe begin hy nou met hulle striebele.
dis wat dit so hartseer maak is, hoekom ons ou mense, hoekom die mense wat, as dit nie vir hulle was nie, wat ons nie hier nie, hoekom hulle seer maak, beteken die ou mense niks vir niemand dan meer nie. En, jy weet, dit is glad nie 'n lekker gevoel om net die boodskap te kry, jou pa's aangerand in 'n inbraak nie. Ek was van my kop af, ek bly nie hier nie, ek woon bietjie verder af, en ek was hysteries. My man het, tot ons hier geland het my man vir my die hele tyd net probeer kalmeer, en ek vir my sê, liefie, dis okay, dat jou broer is daar, maar dis verskriklik, om te weet, jou pa kon, eintlik vandag, moes ek dalk 'n begrafnis beplan het, betaal my eie kind of my ma, daar is net nie meer vredelewendheid tussen mense nie, daar is nie meer respek nie, daar is net nie meer 'n gemeenskapsgevoel nie, dit is elkeen vir homself, dit is wat hier aangaan. En die mense wat nog probeer, die mense wat nog gee, die mense wat nog omgee, is die mense wat dit mee gebeur. Jy voel onveilig in huis, my ma bly 40 jaar in hierdie huis. Ek is gebore uit die huis uit, dis my ouer huis, dis waar ek groot geword, so my broer groot geword het, my kinders het hier groot geword, en dit is nou, jy wil nie gaan slaap nie, jou huis voel nie vir jou veilig nie, elke geluid wat jy hoor, dink jy, is dit nou nog een, is dit een wat terugkom, is dit hy wat uit is, wat gaan aan, jy weet nie,